Jesus het sy kanse goed gebruik. Wanneer hy 'n kans gehad het om met mense te praat, het hy dit gedoen, want die oes was groot. Alle mense het hom nodig gehad. Ons kies baie keer situasies en mense wat vir ons veiliger en gemakliker is. Jesus het 'n vreemdeling gekies. In Johannes 4 lees ons dat hy en sy disippels op pad is deur Samaria, wat vreemd was, want mense het Samaria probeer vermy. Die vyandskap tussen die Jode en die Samaritane is een van die langdurigste en heftigstes wat daar seker in die geskiedenis was. En die vyandskap het van weerskante afgekom en die Jode het gesê, wel, hoe kan ons met hulle enigstens assosieer? Dis mense wat met die wegvoering Assirië toe in 720 voor Christus, daar is omtrent 30.000 van hulle weggevoer deur die Assiriërs. En toe die mense wat in die land oorgebly het, was van die nie die hoogste kaliber mense nie. En om daai tyd het die Assiriërs dan ook ander mense ingevoer en dit het hierdie mense se moed gebreek om in opstand te kom of eenheid te hê. En hierdie mense wat in die land ingekom het met ander godsdienste in die land ingekom. En jy het 'n integrasie begin kry waar jy eintlik nie meer een van die twee godsdienste gehad het nie. En die Jode het neergesien op hulle daaroor. Die Jode het ook verwy daaroor, dat hulle met hierdie mense nie die hoë standaarde wat die Here vergee het gehou het nie. En die Samaritane het hulle self gehandhaaf deur te sê, wel, eintlik is ons die regte Jode. Ons is die Jode, nie julle nie. Die berg waar hulle was, hulle berg waar hulle aanbid het nie in Jerusalem nie, maar in Gerizim is die berg waarop Abraham vir Isak gaan offer het. So dit was vir hulle 'n baie duidelike teken dat God hulle raak sien dat aan hulle kant is. En die Jode het gevoel dat hulle Jerusalem moet aanbid en die vyandskap tussen hierdie twee het oor jare so gegroei, jy later nie meer geweet het wat lê agter dit nie, maar jy het net geweet ons mag niks met hulle te doen hê nie. So die normale was is dat jy om die land gaan, want daar was sekere baie streng Joodse wette gewees as jou pad die van 'n Samaritaan sou kruis. Een daarvan was gewees, as 'n Samaritaanse skaduwee net op jou val, is jy onrein. Ons praat nie eens van kontak en praat met hulle nie. So jy het hulle aktief probeer vermy en jy het goeie rede gehad om dit te doen. Toe Jesus deur Samaria gaan, sit hy op 'n plek, sy disippels gaan kos kry by 'n dorp en hy sit by 'n put. En daar sit 'n Samaritaanse vrou en is redelik eenvoudig, want hy is in haar land en hy begin met haar praat en sy sê vir hom, is vreemd dat jy wat 'n Jood is met my praat. En eintlik mag ek ook nie met jou terugpraat nie. En dan begin Jesus 'n gesprek met haar, waar hy nie net die noodsaaklikste groet doen en 'n tydjie met haar spandeer nie, maar waar hy al hoe nader na haar beweeg en waar hy in haar wêreld begin inkom. Want sien, hy het geweet dat sy 'n nood het waarvan sy nie geweet het nie. En Jesus begin met haar besig raak en hy beweeg nader en nader en 'n gesprek het aanvanklik oor vyandskap gegaan het, toe oor 'n gemeenskaplike behoefte aan water gegaan het, word 'n gesprek na haar diepste geestelike behoeftes. En die vrou sin was een van intense verwerping. Sy is 'n vrou gewees wat al 'n klompie kere getroud was, en daardie tyd kon 'n vrou nie skei nie, net die man kon skei. So egskeiding vir 'n vrou het beteken dat sy verwerp is. Sy het gehoor sy is nie goed genoeg nie. Sy het dit so baie keer gehoor dat sy glad nie meer in haarself geglo het nie. En Jesus kom by daardie seer uit en hy begin met haar te praat en hy sluit 'n nuwe wêreld vir haar oop, waar sy al hoe verder van mense af in die proses al hoe verder van God beweeg het, skielik naby God kan kom. 'n verwerpte een gesprek met Jesus en hy is by God. En hierdie vrou is in ekstase. Jesus sê dis die kanse wat hy gehad het gebruik en hy het by mense uitgekom wat nie logies was dat by hulle sou uitkom nie, maar hy het een ding gesnap. En dit is, alle mense het die Here nodig. En dis vir ons die uitdaging, hoe ons in 'n geestelike gesprek dit kan regkry, om uit 'n gewone groet, uit 'n gewone afsydigheid wat daar mag wees, weens die verskille tussen ons, rasseverskille, volksverskille, belangeverskille, godsdienstige verskille, 'n manier te kry om nader te beweeg, en iets te wys van die sekerheid wat in ons is. Julle gaan lekker dink daaroor vandag. En julle gaan in hierdie verhaal nie om te sien wat daar gebeur het nie, maar om te sien waar jy en ek in hierdie verhaal inpas. Julle gaan dit geniet, doen dit goed
want die oes is groot en die arbeiders min. Here, dankie dat U vir ons nie net 'n voorbeeld gestel het nie, maar dat U by ons is wanneer ons dit doen. Dankie vir U siening van die wêreld. Dankie vir U perspektief op wat werklike nood is. En hoe bevoorreg ons is om die antwoord te hê. Hoe bevoorreg ons is om by U te leer wat respek is vir alle mense. En wil U dit alles gebruik deur ons besinning vandag, deur ons bewussyn van U nabyheid. Ons wil U verheerlik. Dankie, Here.